Iemand het eendag gesê, we are not physical beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a physical experience. Dit is nou inderdaad een van die kopknopers hierdie. Maar weet jy, as 'n mens so mooi begin deurdink, dan begin jy nogals verstaan 'n klomp dinge wat nodig is om te verstaan. Byvoorbeeld, hoekom is ek en jy hier? Verlede week het ons vir mekaar gesê, die wonder van alles wat God gemaak het, is dat hy dit gemaak het, dat hy dit in perfekte orde gemaak het, en dat hy besig is met 'n baie groter plan, waarvan hy vir jou en my deel gemaak het. So ek en jy moet ons hier weer sien, binne die konteks van 'n God, wat besig is met 'n absoluut fantastiese plan, waarvan hy jou en my deel wil maak. Dis wanneer ek en jy ons pasplek kry, binne hierdie plan van God, dat daar so iets gebeur wat 'n mens homecoming kan noem. Onthou jy nog vir E.T., daai ou kromvingertjie wat so wys na planeet daar deur ver, en hy sê, home, home. Nou dis wanneer ek en jy ook ons pasplek kry, dat daar die home gevoel in die hart sy lê kom kry. Nou die vraag waarmee ek wil hê jy moet vandag so bietjie in die kop rondspeel is, hoekom dink jy, is jy hier op aarde? In Matteus 5 raak Jesus daaraan. Groot skare mense rondom hom vergader, met groot afwagting. Is hy nie dalk die Messias wat hulle gaan verlos van die Romeinse regering nie? En dan trek Jesus weg tot ontsteltenis van die skare. Hy bars hulle babbels en hy sê vir hulle, hy is nie die een wat gekom het om aan hulle verwagtinge te voldoen nie. En dan sê hy, julle is die sout vir die wêreld. Julle is die lig vir die wêreld. En dan sê in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Daar is nie 'n manier hoe 'n lig kan skyn, as hy nie iewers 'n voedingsbron het nie. Het sy of dit nou solarbatterye is, of dit krag is, of dit olie is, 'n lamp, wat ook al. Daar moet 'n energiebron wees, sy bron van krag. Nou as jy glo, jy is 'n physical being, having a spiritual experience, dan moet jy op jou eie bron van krag staat maak. En dan is dit nag, Nella, nag. Maar die oomblik as jy begin glo en verstaan dat jy 'n spiritual being is, having a physical experience, dan begin jy verstaan waaroor die lewe nou eintlik gaan. Nie net hier en nou nie, maar 'n lewe wat vir altyd gaan aanhou. Maar dan ook net as jy dit lewe vanuit hom, wat die kragbron van die lewe is, die lewe self, Jesus. Dankie Jesus, dat ons vandag kan weet, U ag ons waardig om ligdraers van U koninkryk te wees. Dankie Gees van God, dat ons vanuit U krag as meer as oorwinnaars kan gaan lewe. Amen.